Welkom by Kontak. Ek weet dat die Here praat met jou en jy luister en jy praat met die Here en hy luister. Ek glo dit met my hele hart. Vandag praat ons met jou oor lofprysing en aanbidding. Nou, die Bybel sê dat I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Kom ek sê vir u, die rede hoekom die psalmdigter dit gesê het, is omdat hy regtig die Here ervaar het en geweet het dat wanneer soos die ander skrif, ook die psalmdigter wat sê, hy sê, maak oop julle poorte, sodat die Here koning kan ingaan. Hierdie poorte wil ek oopmaak, sodat die Here koning kan ingaan, en sodat ek en die Here koning, en jy en die Here koning, kan tyd hê om net te beleef wat het is om God te aanbid in gees en in waarheid. Die Bybel sê toch dat hy sê, God is gees, en hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, nee. So, nou sê die Bybel, Jesus sê dit, hy sê, wanneer hy vir die disciples leer om te bid, dan sê hy sê, so moet julle bid, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou kom ons staan net 'n bietjie daarby stil, om Gods naam te heilig, is om hom te verhoog, is om hom te eer, vir sy weldade, vir sy goedheid, vir die warmheid waar hy nie geslaap het, vir die reën wat daar buite kan val, vir elke ding wat jy denkbaar uit die hand van die Here ontvang, wil ons die Here oorprys. Want onthou, lofprysing en aanbidding gaan nie oor om iemand te impress nie, dit gaan om die Here te aanbid. Dit gaan om hom op te lig. Nou dit is so dat mense dink, maar hoe kan ek die Here hoor lig as het homself, wat hy self is? Want hy sit in die hemel. Weet jy wat? God se hart klop chocolates. God se hart klop lekker wanneer hy hoor dat my hart, die song wat uit my hart uitkom, die lofprysing, die aanbidding wat uit my hart uitkom, is genuine. Dit gaan reguit na hom toe. Ek het nie nodig om iemand anders te impress nie. Ek wil net die Here aanbid met my hele hart en met my hele siel en al my verstand. In Handelinge is Paulus en Silas in 'n tronk. En julle ken daai gedeelte, en dan sê die Bybel, en terwyl hulle vasgemaak is met kettinge onder in die diepte van die tronk, toe begin hulle die Here prys. Nou, hier's die ding, ek weet of hulle baie musiek in hulle gehad het, maar hulle het niks musiek gehad nie, en teen hulle hande voete was alles vasgemaak, maar hulle vat daai kettinge en hulle begin 'n ritme aansit, en dadelik begin hulle vir mekaar, Paulus en vir Silas sê, right Silas, kom ons sing, daar is krag, wonderbaar krag, in die bloed van die lam. Kom aan ouens, dis wat die Here van ons vra, sodat, en weet jy wat was die uitwerking? Die uitwerking is dat die Here hulle losgemaak het, en sommer ook al die gevangenisse losgemaak het, vrygemaak het, en die boodskap van alles is dat die Here die ou wat in beheer is van die gevangenis, hy en sy hele familie gered het. So ons het nodig om die Here te prys en hom te aanbid met ons hele hart. Wanneer ons dit doen, dan lewe ons. Ouers, dan is dit vir ons 'n vreugde. Dit bring vir ons dat die Here net in sy volheid en sy krag in en deur ons wil werk. So lofprysing en aanbidding is jou en my voorreg om die Here te aanbid. Kom ons leer dit aan as deel van ons aanbidding. Wanneer ons in die môre by die Here sit, leer dit aan en gaan sy poorte in met lof, gaan sy poorte in met blydskap en weet dat die Here jou liefhet. Die Here seën jou, die Here ontmoet met jou
en tot volgende keer, geniet die Here se geselskap. Amen. Totsiens.